Nederigheid. Ons lees 2 Korintiërs 10 vers 7 tot 18. Die 2 rugbyspanne draf op die veld en gluur mekaar in die oë. Die rooi katte is vol vertroue dat hulle hierdie wedstryd kan wen. Hulle het immers hard gewerk om te kom waar hulle is en hulle tot dusver al die regte dinge gedoen. Die jakkalse aan die ander kant was nie so suksesvol nie, maar hulle het 'n troefkaart. Voor die tyd het hulle met die skeieregter gekonkel en daar's ooreengekom oor 'n paar dinge waarvan net hulle weet. Arrogant en propvol selfvertroue staan hulle daar. Die fluitjie blaas en die rooi katte skop af soos wat hulle gedrul is om te doen, presies op die regte kolletjie. As die man spring om die bal uit die lug te gryp, blaas die skeieregter hard op sy fluitjie. Strafskop. Waarvoor wil die rooi katte se kaptein weet? Die skeieregter vererg hom en hy verskuif die strafskop sommer 20 tree nader. Weereens is die rooi katte totaal in die war. Nou, hoe het die reëls dan nou so skielik verander? Soos wat die wedstryd vorder, kom die rooi katte agter dat alles wat hulle van rugbyreëls af weet, absoluut niks tel in hierdie wedstryd nie. Hulle is baie beslis die beste span op die veld, maar niks wat hulle doen is reg nie. Die reëls word elke keer verdraai en hulle het geen raad nie. In 'n sekere sin is die verkondiging van die evangelie ook 'n spel. Hierdie is egter 'n baie belangrike spel waardeur menselewens betrokke is. Elke gelowige wat die evangelie uitdra, doen dit na die beste van sy vermoë. Anders as hedendaagse rugby is daar geen betaling vir die spelers nie. Hulle speel vir die liefde van die saak, maar soos met rugby is daar ook sekere reëls. Hierdie reëls is egter nie deur mense daar gestel nie, maar deur die Here self. Ons speel dus die spel volgens God se reëls. En juis hier het Paulus 'n ernstige probleem opgetel, want in Korinte was daar sekere evangeliste wat begin het om hulle eie reëls op te stel. Hulle was nie ongelowiges nie, maar gelowige Christene, nes die ander. Hulle het egter begin om sekere dwaalleringe te verkondig. En dit het baie probleme veroorsaak, want die mense het nie meer geweet wat reg en wat verkeerd was nie, en hoe hulle nou eintlik veronderstel was om op te tree nie. Boonop was hierdie dwaalleraars ook besig om die gelowiges teen Paulus op te sweep en te beweer dat sy prediking nie feitelik korrek was nie. Wat was daar aan die gang? Hierdie mense het in die eerste plek 'n baie hoë dink van hulle self gehad en hulle het hulle eie maatstawwe gestel. Hulle het hulle self verhef bo manne soos Paulus. Om jouself te verhef bo ander is nie Bybels nie. Die Bybel leer ons om nederig te wees. Paulus sê dan ook dat hy hom nie buite sy perke sal roem nie. Paulus het sekerlik alle rede gehad om te roem. Hy was immers die stigter van die Korinte gemeente, asook 'n streep ander gemeentes. Nogtans het hy nie geroem buite sy perke nie. Ek moes eenmal 'n kursus aanbied by 'n voortrekkerkamp. Ek merk 'n kerel met 'n vaal laphoedjie op, wat met die kinders staan en skerts. Later is hy sommer net 'n hulp in die kombuis wat skottelgoed was en worsies braai. Ek is Piet, stel hy homself voor aan my, en hy vertel dat hy met studente werk. Tot
my skok en skande verneem ek eers heel wat later dat hy, professor Piet Strauss, die hoofleier van die Voortrekkerbeweging is en boonop ook die moderator van die NG Kerk. Hierdie nederige man het gevorder tot 'n baie hoë posisie in die lewe, maar steeds was hy plat op die aarde. Hy het alle rede gehad om homself te verhef bo die gespuis daaronder, maar hy het besluit om 'n doodgewone mens te wees. Soos op enige kamp het daar maar dinge skeef geloop, maar nooit het ek hom hoor kritiseer nie. Op hierdie manier het hy diep in die harte van die kinders en al die ander mense met wie hy kontak gehad het ingekruip. Hy het die hele tyd die boodskap van liefde en opregte omgee uitgestraal. Wanneer 'n gelowige begin sterk groei in sy geloof en moontlik sekere geloofsmylpale bereik, dalk 'n leiersposisie, leraar, pastoor, dan is die gevaar baie groot dat hy homself sal sien as 'n bietjie verhewe bo die res wat nog nie aangekom het nie. Ek het al te doen gekry met 'n dominee wat jou uit die hoogte aanspreek. Maar dankie tog, die meeste leraars wat ek ken, is doodgewone mense wat plat op die aarde is en wat besef dat hulle met 'n hoogdrawende houding nooit siele vir Jesus sal wen nie. Ek kry dikwels die geleentheid as gewone lidmaat om saam met die geleerde manne en vroue om die tafel te sit. En keer op keer beleef ek dat almal van hulle nederig is en slegs een doel voor oë het, naamlik om die naam van Jesus groot te maak en sy koninkryk op aarde uit te brei. Ek as gewone lidmaat word telkens behandel asof ek iemand baie spesiaal is. Paulus sluit hierdie betoog af deur aan te haal uit Jeremia 9 vers 24. Hy wat roem, moet in die Here roem. Kom ons gee vandag al die eer aan Jesus, die Verlosser, Saligmaker, Skepper van hemel en aarde, die opgestane Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, my gebed is vandag dat U my nederig sal hou en dat U wonderlike naam verheerlik sal word. Amen.